Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Ons eer die Here dat ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het. Ons eer die Here vir al sy wonderlike seëninge wat hy so mildelik oor ons uitstort. Ons eer die Here vir 'n bed waar ons kon slaap. Ons eer die Here vir 'n dak oor ons koppe. Ons eer die Here vir gesondheid. Ons eer hom vir klere wat ons vanmôre kon aantrek. Ons dank hom vir lopende water. Ons dank hom vir 'n voertuig om in te ry. Ons eer hom vir 'n salaris. Maar bo alles, vriende, eer ons hom vir sy wonderlike, kosbare woord, geïnspireer deur sy Heilige Gees. Sy Gees kan ons harte woon, wat sy woord aan ons verklaar. En daarom kan ons ook vanmôre bid, open my oë, Here, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Nou vriende, ek is baie lief vir die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Nou elke evangelie is 'n ander inslag van die vertelling van Christus se lewe. Matteus praat van die koningskap van die Here, Markus praat oor Christus as dienskneg, Lukas Christus as seun van die mens, Johannes as Christus wat God is, wat mens kon word het. En vanmôre wil ek stil staan by die baie bekende Matteus 14 van Jesus wat op die see geloop het. En u sal onthou dat hy al wandelend op die see was, die disippels sien hom en hulle gil en skree omdat hulle benoud en bang was. En Jesus sê vir hulle, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus sê vir hom, Here, as dit u is, sien jy die twyfel wat Petrus gehad het, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. En die Here sê vir hom, kom. Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Nou vriende, as ons kyk na ons eie lewe, dan moet ons bely dat dit nooit die Here is wat ons val nie, maar ons wat dikwels die Here val. Sy krag is oneindig. Ons het gister daaroor gepraat, waar die Here sê, ek help jou. En vanmôre sien ons so pragtig hoe hierdie saak geïllustreer word in die lewe van Petrus. Petrus, die voorvarende ene, Petrus wat altyd kans sien vir 'n uitdaging, sien die Here Jesus. Hy sê, as dit u is, sê ek moet saam met u loop op die water en na u toe kom. Jesus sê vir hom, kom na my toe. Petrus klim uit, hierdie wonderlike geloof wat hy aanvanklik demonstreer, en hy klim uit en hy begin loop, en toe hy die sterk wind in die water sien, sê die Bybel vir ons, hy bang geword, en hy het begin sink. En al wat hy uitgeroep het is, Here, red my. En wil ek vanmôre met u praat, baie kortlik oor die gedagte, as jy vanmôre besig is om te sink, bid. Luister vriende, bid. Belangrik om vanmôre te sien, ek weet nie wat u situasie is nie. Dit kan miskien wees, soos ek gister gepraat het in my oordenking, siekte, miskien sonde, miskien finansiële krisisse, miskien probleme met mense, met kinders, met wat ook al. Dan wil ek vanmôre vir u sê, so Spurgeon sê, hy sê, sinking times are praying times with the Lord's servants. Wanneer ons as kinders van God besig is om te sink, is die enigste oplossing vir ons om werklik te bid. Ja, ons kan met mense gaan praat, maar vriende, mense se raad is beperk. Mense se raad is tydelik. Ons stap uit nadat ons met mense gepraat het, ons voel vir 'n paar oomblikke beter en dan voel dit vir ons of daai stryd en daai las weer ons oorval. Maar wanneer ons bid, dan besef ons daar is 'n God in die hemel, die almagtige skepper van hemel en aarde wat ons hoor. En wil ek 'n paar gedagtes met u deel uit hierdie kort gedeelte wat ons saam gelees het oor Jesus loop op die see. En ek wil vanmôre in die eerste plek vir jou sê, as jy in moeilike situasies is, begin om te bid. Moenie gebed nalat nie. Moenie gebed gering ag nie. Moenie gebed sien as die laaste uitweg nie, maar sien dit as die eerste prioriteit in jou lewe. Vriende, ons almal gaan deur krisisse in ons lewe. Somstyds roep ons as Petrus uit, Here, help my. Ek is besig om te sink. My situasie is vir my net te oorweldigend. En dan is dit nodig vir vriende om in die geloof te bid en te weet dat die Here ook vir my sal help. Maar die tweede gedagte wat ek hier raak gesien het, is dat hierdie nie 'n lang gebed was wat Petrus gebid het nie. Petrus het nie begin bid en gesê, Here, dankie vir my kos en klere en 'n dak oor my kop en 'n bed om in te slaap en al daai dingetjies en dankie vir my familie en vriende en dankie dat ek deel van 'n gemeente is en deel van u volgelinge is en alles nie. In daai situasie was Petrus se hart so benoud dat hy net uitgeroep het, Here, help. Hierdie kort gebed was lank genoeg dat die Here sy hart, sy situasie, sy omstandighede kon raak sien en dat die Here die hand uitgesteek het en hom kom help het. Dit is wonderlik om te sien dat hierdie gebed maar net 3 woorde gehad het. En tog, vriende, was dit genoegsaam sodat die Here vir hom uitkoms kon gee. En dan is daar nog 'n gedagte wat ek raak gesien het. Dat ons moeilike situasie is vir die Here 'n geleentheid om sy krag, sy genade en sy liefde aan ons te kom openbaar. Vriende, wil u weet waarom die Here soms moeilike dinge oor ons pad toelaat?
is juis om vir ons te leer dat sy genade vir ons genoeg is en dat sy krag in ons swakheid volbring word. Het jy al gedink daaraan as ons 'n seepgladde lewe gehad het? Nooit was daar 'n dag van siekte, van finansiële stryd met sonde, stryd met mense, omstandighede, dinge wat in die land gebeur nie. Alles was net soos die Engels sê, smooth sailing tot in die hemel. Ek dink nie een van ons sal dan reg gewees het vir die hemel, of voorbereid gewees het vir die hemel, of enigstens ons vertroue in die Here gestel het nie. Ons het gesê, dinge is nie te moeilik nie, so, Here, moenie bekommerd wees nie, soos 'n oom eendag vir my gesê, die Here het baie ander dinge om homself mee besig te hou, ek is hele okay. Nee, 'n kind van die Here besef ook, wanneer hy besig is om te sink, wanneer sy situasie oorweldigend is, dan is dit juis 'n geleentheid vir die Here om in te gryp, om sy genade, sy liefde, sy vaderskap aan ons te openbaar, sodat ons in groter vertroue die volgende stryd tegemoet kan gaan, om te weet, hy sal ons nie begewe en ons nie verlaat nie. Ag vriende, as ek net dink aan die Bybelskrywers, ons dink net aan die vroeë kerkgeskiedenis, ons kyk na waar die vroeë kerk deur gegaan het, ons kyk wat die vervolgde kerk nou deurgaan, dan besef ons dat die Here ook hierdie baie moeilike omstandighede gebruik, om sy heilige naam te verheerlik, sy kerk te bou, sy kinders te heilig, en ons voor te berei vir sy heerlikheid. Ek weet nie vanmôre wat jou situasie en wat jou omstandighede is nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy besig is om te sink, wil ek jou aanbeveel, bid. Neem tyd om te bid. Dis wonderlik noodsaaklik om te sien, dat God ook vir ons hierdie weg gebaan het. Sy seun Jesus het aan die kruis gesterf en het uitgeroep, dit is volbring, sodat ons, deur Christus ons ewige hoëpriester, na die Vader kan nader. Onthou jy het nie nodig om lang uitgerekte gebede te bid nie. Maar ag vriende, as jy 10 keer 'n dag moet uitroep, Here, ek is besig om te sink, help. Onthou, daai gebed is lank genoeg, dat die Here ook jou hart en jou hele situasie kan sien, en dan ook die hand van genade na jou toe kan uitsteek. En onthou, ons moeilike omstandighede is geleenthede vir hom, om sy heerlikheid aan ons te kom openbaar. Daarom, vriende, onthou net een ding, wanneer ons swak is, dan is die Here sterk in ons. Daarom, as jy vanmôre besig om te sink, roep uit, o Here, help my. En weet een ding verseker, dat die Here ons nie sal begewe, en ons nie sal verlaat nie. Vriende, baie seën, baie sterkte, groete vir u, mooi dagie verder, tada.